Goeiedag, weer eens. Dankie vir nog 'n lekker saamkuier. Vandag praat ons oor 'n ego uit die Ou Testament. Ons is nog steeds in Lukas, soos ek beloof het. Ons lees uit Lukas 1 vers 46 tot 50 en daar staan: En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam, hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Nou, vandag sê ons gaan dit oor 'n ego uit die Ou Testament. Ons bly verstom oor die wonder van God se liefde, soos dit deur die Jesus kind na ons toe kom. Ek het ook genoem dat ons vandag en môre nog in Lukas se weergawe van die gebeure gaan bly delf. Soos wat jy Lukas bestudeer, gaan jy telkens sy aandag aan detail agterkom. Van Griekse afkoms kan ons sien dat hy belese is in die skrif. Hy kyk intens na mense en sien hulle in hulle weerloosheid raak. Veral die randfigure, né? Die armes, bedelaars, siekes, weduwees, tollenaars en vroue van twyfelagtige sedes. Soek hy sensasie? Allermins. Hy sien God se erbarming, sy genade vir hierdie randfigure, en hy vra ons aandag daarvoor, want ons is geroep om sy bediening voort te sit. Ons moet in hierdie gebrokenheid onsself herken. Lukas vat dit verder. Hy hou die verband tussen die Ou en die Nuwe Testament naby aan die hart. As jy vanaand 'n tydjie kry, gaan lees 'n bietjie die loflied van Hanna, die moeder van die groot profeet, soos opgeteken in 1 Samuel 2. Sy het pas die seentjie by Eli in die tempel afgegee soos sy beloof het, en nou prys sy uit haar hart die magtige dade van God. Hy het haar angstige gebed gehoor, dit geantwoord, en nou bring sy aan hom die lof wat sy beloof het. Daar staan geskrywe, Hanna het gebid en gesê, my hart juig in die Here, ek is sterk in die Here, ek maak my mond wyd oop teenoor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Julle moenie verwaand bly praat nie. Nie vermetele woorde oor julle lippe laat kom nie, want 'n God van kennis is die Here. Deur hom word dade geweeg. 1 Samuel 2. Lukas tel hierdie gebed van Hanna op en hy bring dit in sy evangelie in noue verband met Maria se loflied in die skrifgedeelte vandag. Kom saam met my. Ek het letterlik hierdie twee skrifgedeeltes langs mekaar oopgemaak op my rekenaar en was diep verstom en intens geraak deur die ooreenkomste. Die boek Samuel beskryf waarskynlik gebeure wat afspeel so rondom 1000 voor Christus. Dit is nou baie rofweg. Hanna was eensaam. Sy kon nie kinders hê nie. Dit was in haar leeftyd 'n skande. Want hoe meer kinders, hoe groter die rykdom. Haar man het maar nog 'n vrou geneem ter wille van 'n nageslag, al het hy haar baie lief gehad. En die tweede vrou het op Hanna neergesien en haar verag. Sy stort haar storie met trane uit voor God in die heiligdom, en die hoëpriester Eli verdink haar van dronkenskap. God hoor, en hy gee uitkoms. Ek is seker jy het al hierdie verhaal gelees, maar het jy al die ooreenkomste gesien, wat hierdie lofgebed van Maria en haar lofgebed het? Maria se verhaal verloop waarskynlik hier rondom die jaar 4 na Christus. Weer eens rof. Die omstandighede is totaal anders, maar God se vingerafdrukke is duidelik wanneer die twee seentjies gebore word. Buitengewone geboortes. Die een vir 'n vrou wat eintlik nie meer kan swanger word nie. Die ander een sonder die manlike spermsel. Dit kan net die werk van die Heilige Gees wees. So ek pleit by jou. Gaan soek hierdie ooreenkomste self en word daardeur oorweldig en versterk in jou geloof. In albei se gebed hoor jy dat God die wat gering is raak sien en hulle optel. Albei sing dan oor die grootsheid van God wat kragtige dade verrig aan hierdie gering is. Om saam te vat,
Die gebed van Maria en die gebed van Hanna prys God om sy heilige naam, want hy werp die hoogmoediges neer, hy stuur die rykes met leë hande weg, maar hy vul die wat minder bevoorreg is, die wat honger is, se maag met oorvloed. Dit onderstreep vir ons dat elke mens vir God belangrik is. Jy is vir God so belangrik, soos enige figuur in die Bybel. Hoe kan ek die stelling maak? Daar is in die teologie 'n uitdrukking, vry vertaal uit die Latyn. Die Bybel as woord van God is op sigself in staat om 'n betroubare uitleg te gee. Hoe die Bybel sigself uitlê word hier sprankelend geïllustreer. Twee dames leef feitelik 'n millennium uitmekaar. Tog is daar 'n onsigbare verbintenis, 'n naaldstring, mens kan dit ook kontinuïteit noem. Die voortsetting van God se onbeskryflike groot liefde wat sy skepping onderhou, dit vernuwe en met dit op pad is na 'n bestemming waarin hy teenwoordig gaan wees en ons sy wese sal sien en sy teenwoordigheid gaan geniet. Dit maak my opgewonde. Want nou kan ons elkeen ons eie lewensverhaal hier inlees. As God die moeite doen om twee vrouens wat 1000 jaar uitmekaar leef te belyn, die ene bejaarde kinderlose ou tannie en die ander een 'n jong meisie aan die begin van haar volwasse lewe, dan dink hy op 'n vlak wat ons glad nie kan begryp nie. Aha, maar dis mos die taal van geloof. Kom ek herinner jou aan die Hebreërbrief. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons die wêreld deur die woord van God geskep is. Ek dink jy stem saam, ons het baie om oor stil te word. God se vingerafdrukke te bestudeer en maar net voor hom in aanbidding te buig. Gebruik hierdie tyd waar dit rustiger is en doen dit. En jy sal daarvoor beloon word. Kom ons dank hom. Ewige Here, dankie vir die woorde in Hebreërs wat ons gerus stel dat geloof is vir 'n mens onmoontlik, maar dit bly 'n gawe van God. Dit word die bewys van wat nie gesien kan word nie. En ons het daardie bewys nodig, Here, want ons harte smag na U. Ons roep na U, ons kyk op na U uit 'n land waarin so baie gebeur. Aan die een kant skyn daar nuwe flikkerings van hoop ligte. Aan die ander kant bly dit donker. Maar ons vertroue is op U. Ons hoop op U. Ons wag op U. Ons wy ons lewe toe aan U. En ons wil hierdie lig wat U aan ons gee, laat skyn, sodat die wêreld dit kan sien. In Jesus se naam. Amen.